En dis die laaste naweek van die kwartaal, so dit was sy laaste geleentheid om hierdie afnaweek te vat. Ons is dan ook deur die ring weer eens vermaan om te kyk dat die predikante wel hulle afnaweke vat, gesien in die lig van die druk en die stres waaronder ons predikante ook maar werk. So hy rus 'n bietjie hierdie naweek. So dis my voorreg om vandag vir u die woord van die Here te bring. Ons gaan hartlik saam sing, die liedere daar op die bord. Baie dankie. Lof sing die Here, die ewige sing tot sy ere. Lof sing die koning, die Skepper, die Vader, die Here. Lof almal saam, groot is sy heilige naam. Lof hom die Heer van die Here. Groot is die Here wat heers oor die aarde en hemel. Dan kom vir ouers, vir liefde, vir kos en vir klere. Hy maak ons sterk, dat ons kan speel en kan werk. Bid en kan sing tot sy ere. Tot sy diens, hoe sal ons dit mag breide? Hy is almagtig, genadig, die troue bevryde. Dit gee ons krag, knegte met konings gesag.
My diepste nood bring ek voor U. Ek bid tot U. Ek vra U. Sien my tog raak. Genees my grootste seer. Ek wil voor U almag buig. Met my hele hart vertuig. Van U vroeg tot vandag. Genade vir U ja, daar is geen einde aan die liefde nie. Ja, daar is geen einde aan die liefde Bring my die ou tyding, die tyding van Gods heil, van Jesus sondagsliefde, die liefde sonder pyl. Bring dit my eenvoudig, soos vir 'n kindjie klein, want ek is swak en nietig, ja, hulpeloos en onrein. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, die boodskap van Gods heil. Bring my die tyding saggies, laat my daar stik op let. Ek is 'n arme sondaar, slegs Jesus kan my red. Bring my die tyding telkens, sodat dit my kan wees 'n bron van troos en sterkte vir al in smart en vrees. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, die boodskap van Gods heil. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, die boodskap van Gods heil. Wat ons afkondigings betref, is dit skoolvakansie op die oomblik en daar is dus nie Bybelstudie Woensdagoggend en Woensdagaand nie. Daar is wel Vrydagoggend die 3 April hier in die gemeente 'n diens. Dominee Andrew gaan self die diens hier waarneem om 8 uur die oggend. Nie 10 nie, maar wel 8 uur Vrydagoggend hier by die gemeente is daar 'n diens en dan ook volgende Sondag die 5de April sal die diens soos normaal om 10 uur die oggend ook deur Dominee Andrew hier by die gemeente waargeneem word. Daar is nuwe kerkblaaie wat gekom het. U kan gerus vir u daar agter van hulle neem en dan die Paaskonferensie begin hierdie week. As u dalk nog wil registreer, moet u dit dalk baie vinnig doen. En dan, soos ons reeds genoem het, ons gemeente is verantwoordelik vir die Saterdag aand ete. As u dalk wil behulpsaam wees met dit,
is Saterdagmiddag so van 2:00 se kant af gaan ons daar begin. As jy enige vrae het, kan jy met Antjie Leroux daaroor gesels. Neil Staggen verjaar die 1 April, dis Woensdag. Ek sien hulle is nie hier nie. Seker 'n bietjie met die skoolvakansie met die kinders bietjie weg. Ons wens hom ook alle seën toe vir die nuwe lewensjaar. Ons bid vir Tannie Vida Mokke hierdie week en dan ook vir al die siekes. Ons is bly Simonei is uit die hospitaal uit en hier by ons en dit gaan beter met haar. Ons is dankbaar daarvoor. Ons bid nog vir Tannie Antoinette en vir Tannie Petra Rister en ook enige ander een wat ons nie eers weet wat siek is nie. Want die Here weet wat ons nodig het nog voordat ons dit van hom vra. Ons het die 7 April Dinsdag aand 'n kerkraadsvergadering by die pastorie en ek dink dis al wat die afkondigings aanbetref. Ons gaan dan die Here loof met ons offergawes, met die opneem van die tiendes en die kollektes. Baie dankie. Liewe Heer, ja, ons wil in die oggend die lof en die eer en die aanbidding van ons harte aan U kom bring. Here, ons wil U ook loof en prys met ons offergawes en ons tiendes en die kollekte wat ons opneem. Here, ons wil kom bid dat U dit soos daardie broodjies en die visse sal neem en dit meer sal maak, sodat ons genoeg het in hierdie gemeente om U koninkryk uit te brei. Here, ons bid dit als in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Dit is vandag Palmsondag. As jy ook na die pragtige uitstalling hier voor kyk, sal jy die palmtakke sien. En dit is die Sondag voor die kruisiging van Jesus, wat hy op 'n donkie in Jerusalem ingery het. Jy weet, die volk het Jesus gesien as 'n koning, as 'n politieke leier, wat hulle sou verlos van die Romeinse juk waaronder hulle gebuk gegaan het.
en die feit dat hy die Messias is, misgekyk. Daarom het hulle hom nie as die Messias aanvaar nie. Hulle het hierdie verwagting van 'n koning gehad. Maar ons sien ook dat Jesus vir ons 'n voorbeeld is van ons tema van vandag waaroor ons gaan praat, van nederigheid. Ek glo die Romeinse keiser en die Romeinse gouverneurs en die hoofmanne oor 100 en hoofmanne oor 1000 en wat se hoofmanne hulle ook al gehad het hierdie pragtige perde gery. En as jy perde ken, dan glo ek ken u Arabierperde. Dit is pragtige diere. Volbloed Arabierperde is diere wat status en sulke dinge uitstraal. En ek glo hulle het hierdie perde gebruik as deel van hulle status simbool wat hulle was om op te ry. Maar Jesus, ons Messias, verneder homself en kom op 'n donkie in Jerusalem ingery. Op 'n nederige donkie, en daarin is hy ook vir ons die voorbeeld van nederigheid. Jy weet, as ek aan die woord nederigheid dink, dan hoor ek onthou dit nie net nie, ek hoor altyd my oorlede ma se stem, wat vir my sê, wees altyd die minste my kind, eendag sal jy die meeste wees. Ons tema van vandag, soos ek dan gesê het, is nederigheid. Jy weet, die woord van die Here is baie wonderlik en dis lewendig en dit raak nooit oud nie en dit verras mens baie keer soms op die wonderlikste maniere. En ek kon nie glo dat ons vandag oor nederigheid die 6 bekendste verse in die woord van God gaan lees as skriflesing nie. Ek het 'n ander skriflesing gehad, maar die Here het my kom lei om Psalm 23 te gebruik as 'n voorbeeld van nederigheid. Kom ons lees Psalm 23 saam. Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Jy weet, die skrywer van hierdie Psalm, koning Dawid, glo ek het die konsep van nederigheid verstaan. Die woord leer ons dat hy 'n man na God se hart was. En as jy na die ander psalms gaan kyk, waaroor hy skryf oor hierdie tema van nederigheid, sien ons, Dawid het nederigheid verstaan en ek glo, hy het in nederigheid voor God gelewe. As ons kyk na Psalm 23 vers 1, dan skryf hy die Here, hy stel die Here eerste is my herder. Die my is tweede, die Here is eerste, die my is tweede. Dawid kon sekerlik ook geskryf het, my herder is die Here. Dan het hy my eerste gestel en die Here tweede. Maar in nederigheid kom skryf Dawid, die Here is my herder. Vers 2, hy laat my, eers die Here, hy laat my neerlê in groen weivelde. Hy lei my heen. Die Here eerste, ek tweede. Hy verkoop my siel. Hy verkoop my. Hy eerste, my tweede. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. U is my stok. U, die Here eerste, is my stok, my tweede.
en u staf die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig. U maak my hoof vet met olie. Die Here kom reg deur die Psalm eerste. In nederigheid stel Dawid die Here eerste. En dan in die laaste vers 6 kom hy na die woordjie waarvoor ons so lief is, ek. As jy die Here in nederigheid eerste stel, dan sal ek in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ek wil graag kyk na die definisie of eerder 'n beskrywing van die woord nederigheid. En ek het na 'n baie definisies en verduidelikings gaan kyk, maar die beskrywing van Dr. Andrew Murray, die Skotse sendeling wat baie bekend hier in Suid-Afrika is en ook hier in die Kaap, hy skryf in sy boekie oor humility, oor nederigheid, 'n klein dun boekie in Engels, skryf hy oor nederigheid en hy sê nederigheid beteken nie om minder van jouself te dink nie. En dit moet jy baie mooi ook verstaan hier in die begin van die boodskap. Die woord is duidelik daaroor dat nederigheid beteken nie dat jy minder van jouself moet dink nie. Dat jy niks werd is nie. As jy nederig is jy nie niks werd nie. So hy sê dan, nederigheid beteken nie om minder van jouself te dink nie, maar dit beteken om minder aan jouself te dink. Om minder aan jouself te dink. En as ons mooi oor hierdie gedagte dink, dan sien ons wanneer ons ongehoorsaam was of wanneer ons gesondig het, dan het dit gegaan om aan ons behoeftes bevrediging te gee. Aan ons wil toe te gee. En ons moet erken dat dit 'n toegee aan onsself was en dat ons net aan onsself gedink het as ons ongehoorsaam was of enige sonde gedoen het. So dit gaan oor die dink aan myself. En jy weet, dis presies wat die duiwel wil hê. Maar ons moet baie versigtig wees om nie te veel eer aan die duiwel te gee nie. Jy weet, daar is meer verse in die woord van die Here oor die tema van nederigheid as wat daar verse oor die duiwel self in die woord is. Maar ons doen dit so dikwels. Dit wat Efesiërs 4 vers 27 ons juis teen waarsku. Efesiërs 4 vers 27 lees ons, en gee aan die duiwel geen plek nie. Maar ons gee so dikwels meer eer en plek aan die duiwel as wat hom toekom. Want jy weet, die duiwel is 'n verslae vyand. God het die duiwel, Jesus het die duiwel verslaan. Ons lees in 1 Petrus 5 vers 8, die bekende gedeelte, wees nigter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Maar as jy mooi aan hierdie vers dink en die vorm vir die prentjies in die gedagte, dan sien ek 'n leeu wat rondloop, wat eintlik 'n boelie is, wat pak slaag gekry het. 'n Boelie wat loop en geraas maak, soos 'n leë blik. Die gesegde sê, leë blikke maak die meeste geraas. En ek sien verder oor die gedagte, hy loop en soek. Jy weet, die duiwel is verslaan, en hy het geen autoriteit en mag om ons as kinders van die Here direk aan te val nie. As ons as Christene in Jesus bly, mag hy niks aan ons doen nie. Maar as jy rondloop, dan gaan die duiwel terwyl hy soek jou vind waar jy afgedwaal het. As jy nie in Jesus bly nie, dan is hy daar en hy mag jou dalk verslind. Maar terug na die tema van nederigheid. Jy weet, nederigheid is 'n baie komplekse
gedagte. Ek het op 'n stadium 'n studie gedoen oor gasvryheid in die woord, waaroor daar ook 'n magdom verse in die woord van die Here is oor die gedagte van gasvryheid. Maar hulle sê ook dat vir die woord gasvryheid bestaan daar nie 'n Hebreëse woord nie. In die Hebreëse taal is daar nie 'n woord vir gasvryheid nie, want dit was so deel van die volk gewees, van hulle lewe, van hulle identiteit om gasvry te wees, dat 'n woord nie nodig was nie. En ek wil amper sê, nederigheid is dieselfde gedagte as kind vir die Here. Dit is iets wat jy aan ander moet bewys. 'n Karaktereienskap wat jy moet aankweek. En die grootste gevaar van nederigheid is om oor jou eie nederigheid te begin praat en trots te wees daarop. Want dan word nederigheid so maklik eintlik die teenoorgestelde en dit verander in geestelike hoogmoed. Jou nederigheid moet altyd iets wees waaroor ander mense praat, nie jouself nie. Jou eie nederigheid moet jy self nooit oor praat of spog nie. Ek wil dan graag kyk na die gedagte, hoekom moet ons dan nederig wees? Matteus 11 vers 29 lees ons, neem my juk op julle en leer van my. Jesus aan die woord, Jesus self, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Jammer. Jesus sê, ons moet nederig wees, want hy is nederig. Die mens is oorspronklik na die beeld van God geskape. En ons herken Jesus as ook self God. Jesus is God. En as hy sê, hy is nederig, dan is God nederig. En dit was deel van die karakter van die mens, waarmee die mens voor die sondeval geskep was. Maar die sondeval het ook nederigheid kom skenk. Filippense 2 vers 3 tot 5 sê die woord vir ons, moenie iets uit selfsug of uit ydelle eer doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Want hierdie gesindheid moet ook in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Ons moet dus daarna bly strewe om meer en meer soos Jesus te word, meer nederig. Aan die ander kant is die omgekeerde waar, en veral van die ongeredde mens. Die woord is duidelik in Johannes 8 vers 44, dat terwyl ons ongered is, het ons die duiwel as vader, en sy wil doen julle. En wat is die doel van die duiwel? Hoe lyk sy hart? Hy is trots en hy is hoogmoedig van hart. En ons weet dat dit juis die sonde was, die sonde van hoogmoed, wat sy val uit die hemel veroorsaak het. 1 Petrus 5 vers 5 lees ons, want God weerstaan die hoogmoediges. Die woord weerstaan beteken, jy wil nie so 'n persoon naby jou hê nie. Jy wil nie so 'n persoon naby jou toelaat nie. Hy moet verder weg van jou staan. Die Here wil nie hoogmoediges naby hom hê nie. Die volgende gedagte is, nederigheid is iets wat aangetrek moet word. Daar dieselfde vers wat ons nou 'n gedeelte van gelees het, 1 Petrus 5 vers 5, sê vir ons, wees almal met ootmoed bekleed, in onderdanigheid aan mekaar. Wees almal met ootmoed. Ootmoed is 'n ander woord vir nederigheid. So wees almal met nederigheid bekleed, in onderdanigheid aan mekaar. Jy weet, ons as die moderne mens het ons self al so mooi geleer om die regte klere vir die regte geleentheid aan te trek. Ons het baie verskillende klere, meer as ek dink die mense in die Bybelse tyd.
Ons gaan nie met ons kerkklere in die natuurreservaat gaan stap vir 'n paar kilometer nie. Ons gaan nie, veral as dit by sport kom, sien ons dit duidelik, jy gaan nie met 'n hokkiestok op die tennisbaan gaan nie. Jy gaan nie met rugbytokse op 'n cricketveld gaan nie. En as ons dink aan die oorloë, veral van die vroeë jare in die Bybelse tyd, leer die woord vir ons dat jy die regte wapenrusting moet aantrek. Jy moet jouself met die regte wapenrusting beklee. Die woord ootmoed in hierdie verband, soos ek reeds gesê het, beteken ook nederigheid. Maar ootmoed beteken ook, dit is 'n ingesteldheid. In Engels, a frame of mind. Ek moet dus die regte ingesteldheid hê, ootmoedig wees, om onderdanig te kan wees. Die onderdanigheid dui op diensbaarheid, en dit is die aksie wat uit hierdie ingesteldheid van nederigheid lei. Met Dominee Jurgens Prinsloo stel dit so duidelik in een van sy boodskappe oor hierdie onderwerp, wat hy sê, onderdanigheid is die aantrek van 'n blou overall vir dienswerk aan God en aan mekaar. Dit is nie 'n rooi overall om in die strate te toi nie. Die overalls wat ons moet aantrek, moet blou wees vir dienswerk. Want ons sien duidelik dat die diensbaarheid aan God en aan mekaar moet nie net 'n kopskuif wees nie. Dit moet nie net hierdie wilsbesluit wees om nederig te wees nie. Dit moet oorgaan in aksie. Ons sien ook Jesus hierin as die perfekte voorbeeld. Jesus het hom nie net self aan die wil van sy Vader onderwerp daar in Getsemane nie, maar hy het tot aksie oorgegaan op Golgotha. Ons sien dat nederigheid wat nie aangetrek word vir diensbaarheid nie, is op die ou einde niks anders as hoogmoed nie. Die volgende gedagte is, nederigheid is die sleutel tot God se genade. Ons sê so dikwels vir mekaar dat genade is onverdiende guns, en dit is so. Maar dit mag die indruk skep by mense dat almal voor die voet die genade van God eenvoudig onverdiend ontvang. En so ook die indruk skep dat ons geen verantwoordelikheid het nie. Maar die woord van die Here leer ons dat dit nie so is nie. Die woord is duidelik dat God gee sy genade aan die nederiges. Ons sien nederigheid is die sleutel tot die skatkis van God se onbeperkte genade. Weer die vers 1 Petrus 5 vers 5, 'n ander gedeelte in daardie vers wat sê, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. As jy nederig is, dan gee God jou sy genade. Nederigheid beteken om op God te reken. 1 Petrus 5 vers 7 leer vir ons, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ek wil hier so vinnig myself onderbreek. Ons sit vanoggend almal met die bekommernis oor die verhoging in die petrolprys en die dieselprys. En die Here sê vanoggend vir ons, al jou bekommernisse. Daardie bekommernis oor stygende pryse en die effek wat dit gaan hê op kospryse, op ons lewensstandaard, ons alles is vanoggend 'n bekommernis. Maar ons kan dit ook op die Here kom werp, want hy sorg vir ons. En dit is net 'n nederige mens wat in sy afhanklikheid van God dit kan verstaan dat hy al sy bekommernisse
op God kan werp. Die woord waarsku ons dat ons nie op ons eie insigte moet steun nie. Spreuke 3 vers 5 is baie duidelik. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Want jy sien, solank ons as mens op ons eie insigte steun, sal ons nie in nederigheid ons behoeftes, ons bekommernisse na die Here toeneem nie. Dawid skryf ook in Psalm 55 vers 23 hierdie selfde woord: werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdiges laat wankel nie. Jy weet hierdie woord werp beteken om iets te gooi, dit vanaf jouself weg te gooi. En as die Here sê ons moet ons bekommernisse op hom werp, dan is dit soos om 'n emmertjie met vuil water te vat en in 'n woestyn in te stap en daai water op woestynsand uit te gooi. En daai water sink onmiddellik, dit syfer in die sand in. Maar wat doen ons? Ons werp nie ons bekommernisse op die Here nie. Ons vat dit wel na hom toe. Maar ons gaan sit die ou skotteltjie met die vuil water daar neer, want net nou, dan dink ons in hoogmoed, ons kan dit beter doen. En dan gaan haal ons weer die ou skotteltjie met die vuil water. Ons moet dit op die Here werp. Ons moet dit uitwerp op daardie droë woestynsand, dat dit kan wegsink, sodat jy dit nie weer kan gaan haal nie. Ons moet dit in geloofsvertroue op hom werp, dat dit insyfer in die sand in, sodat hy daarmee kan handel. Filippense 4 vers 6, dieselfde gedagte: wees oor niks besorg nie. Dit is net iemand wat totaal afhanklik van God in nederigheid is, wat dit kan doen. Jy sien ook by die Here werk dinge so 'n bietjie anders as by ons. By die Here is dit, ons het in 1 Petrus 5 vers 7 gelees, werp al jou bekommernisse. En ons lees in Filippense, moet oor niks besorg wees nie. By die Here is dit alles of niks. Dis nie 'n bietjie van dit of 'n bietjie van dat nie. Die Here gaan voluit. Jy moet die Here voluit dien. Jy moet al jou bekommernisse, nie net die wat jy voel, en jy moet niks terughou nie. Jy moet oor niks besorg wees nie. Selfs nie oor die petrolprys wat gaan styg nie. En jy weet, as ons dit reg kry om dit te doen, dit is wanneer jy die geluid van die sleutel in 'n slot hoor. Dit is dan wanneer God sy skatkis van genade vir jou en vir my oopsluit. Het jy geweet dat daar 'n loon vir nederigheid is? Die woord van die Here leer vir ons dat God ook nederigheid beloon. Spreuke 22 vers 4 is die woord duidelik, dit sê vir ons, die loon van nederigheid is eerstens die vrees van die Here. Dan is dit rykdom en eer en die lewe. En hierdie vrees van die Here is nie 'n bang wees vir die Here nie. Ek het al 'n boodskap daaroor gebring en kyk, dit gaan oor hierdie ontsaglike eerbied en respek vir die Here. Ons ken almal Spreuke 1 vers 7 wat vir ons leer, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. As jy kennis en wysheid en insig wil hê, dan sal jy die Here vrees. En as jy die vrees van die Here wil hê, dan sal jy nederig wees. Weet in Deuteronomium 10 vers 12 kom sê God vir die volk Israel, hy verwag net 3 dinge van die volk.
Ek dink God verwag dit vandag ook nog van sy kinders. En nou Israel, wat eis die Here God van jou as net om eerstens die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel en hom lief te hê. God eis net hierdie 3 dinge van ons. Ons moet die Here vrees, ons moet in sy weë wandel en ons moet hom lief hê. Nederigheid beteken laastens om letterlik jouself te verneder. Die woord nederigheid word afgelei uit die woord verneder. 1 Petrus 5 vers 6 lees ons: verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Maar jy sien, hierdie verneder is nie 'n aardse, menslike, wêreldse vernedering nie. Want in die wêreldse terme is vernedering 'n lelike term. Is dit iets leliks, iets onaangenaams. Maar by God werk vernedering anders. Want jy weet, God wil hê, soos wat vers 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God. Ons moet ons voor God verneder. Ons het laasweek ook gesien in Dominee Bill se boodskap, Filippense 2 vers 6 tot 7, wat hy ook vir ons gelees het. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens, het hy, dit is Jesus, homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jy weet, God verwag nie van ons om onsself voor ander mense te verneder nie. Want dit sou 'n aardse, 'n menslike, 'n onaangename vernedering gewees het. Maar hy verwag dat ons onsself voor hom verneder. En hierdie is 'n baie persoonlike saak. Ons sien daar in die tuin van Getsemane die nag voor die kruisiging, dat Jesus die disippels saamneem. Ek sê vanmôre vir Susan, die Bybel is so wonderlik, mens lees hierdie gedeelte en jy ken dit so goed. En toe ek het lees met die voorbereiding van hierdie boodskap, toe gaan hierdie gedagte ewe skielik vir my oop, asof 'n lig aangaan. Maar hy het hulle saamgeneem tot op 'n sekere plek en daar gelos. En Jesus het verder gegaan vir 'n persoonlike afspraak met God sy Vader. Want Jesus moes hom voor God sy Vader verneder. En dis 'n persoonlike saak tussen God en jou. Hy moes hom verneder om gehoorsaam te word aan die wil van sy Vader, soos hy gebid het, nie my wil nie, maar u wil. In die gedaante van 'n mens, soos wat ons gestaan het, gelees het, soos wat dit daar in die woord staan, in die gestalte, in die gedaante van 'n mens, moes hy homself ook verneder. En ons sien, dit is nie maklik vir ons as mens, as ons ook na die voorbeeld van Jesus kyk. Hy moes homself verneder, en Jesus was mens, en dit was vir hom moeilik. Ons lees dat sy sweet het soos bloed geword, terwyl hy bid. En het jy geweet dat God die Vader het 'n engel uit die hemel gestuur om Jesus as mens te versterk. Jesus die mens het versterking nodig gehad. Lukas 22 vers 43. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom, dit is Jesus, as mens versterk.
Maar dit is hoekom Jesus vir sy disippels gesê het, dit is voordeliger vir ons dat hy weggaan en vir ons die Heilige Gees stuur. Want jy weet, ons het nie vandag 'n engel uit die hemel nodig om ons te versterk nie. Ons lewe in hierdie genade dispensasie. Ek wil amper sê, ons is die witbroodjies van God. Hy gee vir ons so baie. Ons het God, die Heilige Gees, binne in ons. Ons het nie 'n engel nodig om ons te versterk nie. Die krag van God is in ons as kinders van die Here. En kan ek vanoggend vir u vra, was u al daar? Het u al die eie ek in uself verneder voor die heilige, almagtige God, deur gehoorsaam te word aan sy wil? Het jy al hierdie persoonlike afspraak met God gehad? Jy weet, ons kan nie vanoggend hier as 'n gemeente opstaan en dit saam doen nie. Ons kan dit nie as 'n kleiner Bybelstudie groepie saam doen nie. En hoe wonderlik dit ook al is vir 'n man en 'n vrou om saam stilte tyd te hou en saam te bid tot die Here. Dit is 'n pragtige ding. Maar as man en vrou kan jy ook dit nie saam doen nie. Dit is 'n persoonlike saak tussen jou alleen en God. En dit is die rede waarom Jesus ook alleen gaan bid het, sonder die disippels, alleen met God. Mag die Here ons help om, soos ons verlede Sondag gehoor het, in Dominee Bill se boodskap, Johannes 13 vers 17, wat hy vir ons gegee het, as julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Jy weet, ek sê altyd oor hierdie gedagte van as julle hierdie dinge weet, geen lidmaat van die Evangelies Gereformeerde Kerk en geen gereelde besoeker aan hierdie kerk sal eendag die verskoning voor God kan gebruik dat hy hierdie dinge nie geweet het nie. Want die woord word in krag en in waarheid in hierdie kerk verkondig. Jy sal nie daardie verskoning hê van jy het nie geweet nie. En dan het jy die verantwoordelikheid om dit wat jy weet te doen. En mag die Here ons help dat ons nooit skuldig sal wees aan Lukas 6 vers 46 nie, waar Jesus self ook kom sê, en wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Mag die Here ons help om dit te doen wat die woord ons leer. Hy is nederig en sagmoedig van hart. Mag ons ook nederig en sagmoedig van hart wees. Amen. Liewe Heer, baie dankie vir u woord. Here, dankie vir God die Heilige Gees wat in ons woon as u kinders. Here, ja, dankie dat as ons daardie oortuiging, daardie sekerheid het, dat daar 'n dag was wat ons u as verlosser en saligmaker aangeneem het, dat ons God die Heilige Gees in ons het. Here, dat hy vir ons hierdie woord kom oopbreek, dat hy dit vir ons verstaanbaar maak. Here, ja, dankie vir hierdie wonderlike woord wat in ons Afrikaanse taal is, wat ons kan lees en kan verstaan, maar dankie ook, Here, dat dit altyd nuut en vars bly. Here, ja, soos hierdie gedagte, ek het nooit daaraan gedink hoekom Jesus alleen die laaste eentjie sonder sy disippels gegaan het, maar nou weet ek, hy moes alleen saam met u wees. En Here, ek wil bid dat ons elkeen kan getuig dat ons al daardie afspraak met u gehad het. Dat ons die eie ek al op die kruis van Golgotha gekruisig het. Dat ons nie vir onsself lewe nie, maar dat ons die wil en die belange van u en ander mense rondom ons eerste stel. Ons bid dit als in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen.
Ons gaan afsluit met daardie lied, Te wees soos Jesus. En mag dit ook ons hartsbegeerte wees, dat ons altyd meer en meer soos Jesus sal wees. Te wees soos Jesus, te wees soos Jesus, ek verlang. Te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en soos Jesus, te wees soos Jesus, ek verlang. Te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here wat homself aan ons bekendstel as nederig en sagmoedig van hart, sal die nederige seën en hulle behoed. En die Here sal sy aangesig oor die nederiges laat skyn en hulle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor die nederiges verhef en hulle sy vrede en genade gee tot in ewigheid. Amen. Ek glo daar is koffie en iets te drinke langs aan. Kom.